Dammit is 'n mengsel van polymeer korreltjies en poeier van Australië uit. Dit is basies 'n heeltemal sinteties, nie giftig nie, kleurloos, smaakloos en 100% veilig vir jou en jou diere. En die kort en die lank is, Dammit meng met water, hy aktiveer onmiddellik, hy syfer weg met die grond in die poreuse areas in jou grond. Daarso slaan hy vas, want hy is onoplosbaar, hy kan net so ver gaan. En dan begin hy uitswel, en hy swel tussen 2 en 300 keer uit. So 'n korreltjie wat soos 'n bietjie van 'n, kan ons sê 'n suikerkristalletjie is, kan goed soos 'n albaster word. En dis basies wat gebeur, so jy gooi die goed in jou dam, en daar waar die water uitgaan, gaan hy gaan sit, en dan word hy nou groot, en dan seel hy vir dam. Presies soos dit. Soos basies 'n dam lek, want daarso is poreuse areas in die grond. Okay, soos basies gapings tussen die sand, die klip en die klei, en Dammit vloei tussen daai gapings in, slaan vas, en dan vul hy daai gaping, en dan obviously druk die waterdrukking om met harder, en Nou, wys my gou daai trick van jou. Nee. Wat ons, vir die van julle wat gesien het, hoe ek en Rikus daai ding in die bar gedoen het, ek het nie goed gedrink, actually, dit is nie giftig nie, by the way. Right, so, daarso het ons die glasie, en, ek wil net hierdie ding, okay, so jy kort nie baie nie, maar kom ons vat ons water. ek het jou, Wat ding, so, gooi jou korreltjies in, dan soos 'n bietjie sout. Okay, soos jy kan sien, die goed, wel, dit was te vinnig geweest, kom ons doen dit weer. ja, jy's nou klaar geseel, nee. Ja, is basies, die koppie het gelek. Kort en die lang is, hy het gelek, as jy daar kan kom, dan kan julle nog sien daar waar die druppeltjies hang daar so aan die onderkant, en, okay, right, so hy is nou geseel, einde van die storie. Ja. Maar ek wil nou nie met jou hier praat oor hoekom, hoe ons 'n koppie seel nie, jy kan my hoed terugsit, hierdie son is rof hoor, ek sê maar net. Ja, maar die wind is erger. Ja, wel, jy daarom nou 'n hand om hom te vang, nee. Nee, is reg. Vertel my gou baie vinnig, as ons kyk na damme, want jy weet, dis nommer 1, hoe weet ek die ding lek, want baie keer is dit 'n ding wat jy nie eens weet 'n dam lek nie, en dan as ek nou weet hy lek, waar lek hy, hoe doen julle om daai te bepaal? Okay, wel 'n dam lek, oor die algemeen oor, sê maar sê 2 redes. Dis of die kondisie van die grond, dis net baie swak, is so sand, daar's nie klei nie. Die ander een is swak konstruksie, hulle sê letterlik ons het die dam gestoot, dis presies wat hulle bedoel. Daar's nie 'n pitsloot gegrawe nie, daar's nie klei in gesit nie, daar's geen kompaksie nie. So daai dam is net lucky, jy's net lucky as daai dam werk. Of 'n kombinasie van die 2. So baie keer bel 'n boer ons, is amper meestal vir elke dag oor dit basies. Hy sê my dam lek, maar dis meestal die damwal. En dan basies ons kyk is, ons gebruik sy pin location, ons gebruik satellietfoto's so goed. Nou, dis altyd lekker as jy kan sien waar die water uitkom, net okay, reg. Dit moet seker maar waar die lek is. So dan kan jy daarso fokus. Maar baie keer verdwyn die water maar net. En dan moet jy maar begin om al die veranderlikes te verminder 1 vir 1. So baie mense vra, moet ek nou my hele dam doen? Nee, jy hoef nie. Ons gaan ons bes doen. En oor die algemeen doen ons amper nooit die hele dam nie. So oor die algemeen is dit die damwal. Ons behandel die damwal so dat jy kan sien, daar's nie meer riete nie, daarso is nie meer modder nie. Dis nie meer so groen nie. Okay, maar jou dam verloor nog steeds water. Want dan weet ons ten minste, okay, dis nie meer die wal nie. So jy het nou 'n kombinasie, dis nie die wal nie, maar dis ook jou bodem van jou dam. Ook 'n ander ding wat 'n groot rol speel is, dit is net baie water. So as jy ewe skielik 'n dam het wat vol is, dan het hy net baie meer drukking. En dan is die gewig van die water genoeg om daai water deur daai poreuse areas te forceer. So baie ouens sal of ons sê, okay, maar ek wil net die boonste gedeelte van die wal seël, want dis waar die lek is. As hy vol is, dan lek hy verskriklik en dan sak hy af tot die helfte en dan lek hy nie meer nie. So hy moet daar bo wees. En dis nie die geval nie. Dis net die geval as jy kan sien daarso is letterlik water wat daar bo uitkom aan die ander kant van die wal. So is maar net die water se gewig het afgegaan totdat hy equilibrium het en dan stop en dan lek hy nie meer nie of nie so wild meer nie. Ja, en daai is maar net basiese goedjies. En julle kyk ook nou, as ek dit reg verstaan, na die geskiedenis van 'n dam, om seker te maak hoe het daai ding oor tyd, oor die afgelope paar jaar, hoe werk, verduidelik my net daai som, dat ek dit kan verstaan, hoe weet ek of ek 'n probleem het of nie? Want daai is baie naby soos 'n doktersbesoek. So 'n dokter gaan vir jou vra, het jy 'n geskiedenis van kanker in jou familie, of diabetes, of wat ook al. Ons doen dieselfde, like,
Hoe oud is jou dam? Het jy idee, wie het hom gebou? Is hy gekompakteer? Lekker nog altyd. Wat is die gradient van die walle? Hoe is die grond? Kan jy dit vat? Is daar klei daar binne? Jy kort soveel inligting as moontlik. En dan praat ons van die geskiedenis van die dam. Nou, ons vra altyd 'n pin location vir 'n dam, want ons wil op Google kan teruggaan in tyd. Nou, Google het foto's van, sê maar, die vroegtes 1985, maar obviously, dis 'n bietjie swak kwaliteit. Maar ons kan teruggaan, so ons kan ten minste na 10, 15 jaar se foto's kyk en sien, ja, reg. Nou, met al die droogte, sy siklusse en goed, is daai een kol daarso altyd groen. Nou weet ons ek reg, dis obviously nou baie goeie kans dat daai die area is. So ons probeer werklik 'n wetenskaplike en risiko-gebaseerde manier uitfigure waar is die probleem en hoe kan ons jou probleem uitsorteer sonder om die bank te breek, want ons almal moet ons na ons sakke kyk. Want gepraat op daai, as jy op die screens kan kyk daar, hulle is besig met 'n bootjie daarso die damme toe te dien. Hoe werk die toediening van hierdie besigheid? As ek dan nou sê, okay, right, ons het hierdie lek gekry, hoe moet ek om ek die hele dam gooi ek die damwal, hoe maak ek? Wel, basies sit hang af wat die probleem is. Soos jy weet, is net die damwal, doen ons net die damwal. So, ons gebruik drones, hierdie groot Agras drones. Daai ene, wat daar staan, ja. Ons het vanoggend een van hulle gebruik nie ver van die af nie. Dan het ons 'n groot boot, skus. Hy het presies dieselfde tegnologie, hy vlieg net nie. So hy het ook GPS, hy het 'n groot kunsmisstrooier, hy dra 300 kg se diamond op 'n slag. En ons doen tot 4 hektaar 'n dag op 'n dam. Ons grootste dam wat ons gedoen het, ek is 7 hektaar. So ons kan groot damme seël. Maar die geheim dit is basies, dis nie van random goed gooi nie. Daai boot word geguide volgens GPS, soos wat jy sou plant. Dieselfde met die drone, daar kan ons nou mooi sien, dit is als teen dieselfde spoed, die kunsmisstrooier versprei dit eweredig, het gaan alles net om dit reg te doen. Want soos ek sê, dit help nie, jy stuur iemand uit met 'n kanoe nie, dit gaan nie op 'n hektaar dam. Nou, ek weet, dammit is al jare in Australië in die mark, julle het dit ingebring die afgelope paar jaar in Suid-Afrika in, maar nou, ek het al gesien, daar's ander goedkoper weergawes daar buite ook, maar nou vra ek myself die vraag, jy weet, nommer 1 is nie 'n goedkoop produk nie, en hierdie is 'n kapitale uitleg waarmee ek sit op die einde van die dag, wat ek moet 'n besluit neem, vir vorentoe gaan die ding werk, gaan hy nie werk nie, is hy goed giftig, nie giftig nie. Hoe vergelyk die goed met ander goedkoper alternatiewe in die mark? Wel, basies, kwaliteit is nie verniet nie. So, en dit gaan ook neer, dammit is al amper 20 jaar uit op die internasionale mark, vanaf Australië, Kanada, Amerika, Europa. Jy kan jou verwysings op die internet kry, dis orals. Meer van toepassing op ons in Suid-Afrika, dammit is al vir basies 9 jaar in Suid-Afrika self. So as ons vir jou sê, die raklewe is 5 jaar, ons weet, want ons is al langer as 5 jaar hierso. As ek vir jou sê, die goed breek af na 8 jaar, of 9 jaar, wat ek al, yes, want ons is al hierso, ek kan vir jou sê, want ons weet vir 'n feit, dis nie van raai nie, dis nie van beloftes nie. En daar's 'n hele boek van verwysings. En jou beste toets is altyd net, koop jou ou kliënte nog steeds jou produk. Hulle kom terug, hoekom? Want hulle weet, jy kyk na hulle, jou produk werk, en jy kry die beste advies en die beste applikasie metodes. Uitstekend. Nou okay, ek wil 'n dam seël, hoe maak ek? Bel ek julle, hoe werk die storie? Wel, jy is meer as welkom ons te skakel. Ons seël damme van hier af tot in Kenia, Namibië, hele Afrika vol. So, die maklikste is, bel ons gaan met jou gesels, jy stuur vir ons 'n pin, stuur vir ons 'n foto, 'n video van jou dam, en dan gaan ons deur ons dokters afspraak. En ons praat oor jou dam, want elke dam is uniek. Daar's nie 'n resep nie, daar's obviously baie beginsels, maar op die ou end moet ons vir jou probleem uitsorteer. Dit help nie of jou vriend se dam gewerk het, want jou vriend se dam is anders as jou dam. Uitstekend. André, dankie baie.